hartlike goeie dag, wat 'n wonderlike voorreg om weer saam met u te kan kuier en elke gebed te kan hoor wat die Here vir ons doen, elke gebed te kan opdra aan die Here en meer te kan leer hoe om te bid, want gebed is belangrik. Gebed is soos die suurstof wat ons inasem. Daarom wil ek van my kant af sê, Yvonne Besuidenhout, goeiedag, en van Ansie Smit, goeiedag. Wat 'n wonderlike voorreg. Ons sê vir elkeen dankie vir julle saamkyk, dankie vir julle saam bid, want hierdie hele program se idee is om saam te bid, ons arm saam hoog te hou. Die Here sê mos, waar 2 of meer vergader, daar is hy. En so sal dit dan wees, so ons eer die Here daarvoor. Vandag gaan ons 'n bietjie aan met die Onse Vader. Kom ons bid net weer die Onse Vader. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Baie dankie. Vanmôre gaan ons bietjie gesels oor u naam geheilig word, laat u naam geheilig word. God se naam is heilig. Dit is 'n betekenis van sy karakter. Dit is nie net enige naam nie. En elke naam, soos julle weet, het ook betekenis. Net so het die naam van God 'n betekenis. En is dit nie vreeslik om ook te dink dat die mense hierdie naam van God misbruik nie? Ons sien hierso dat baie mense gebruik dit as 'n ydelle naam. Hulle vloek met die naam van God. Is dit nie verskriklik nie? Daarom sê die Here, ons moet nie sy naam ydelik gebruik nie. Ons lees in Eksodus 20 vers 7 in Afrikaans eers. Eksodus 20:7, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Ons lees dan in die Engelse Bybel, in die Amplified, I say, you shall not take the name of the Lord your God in vain. That is irrelevant in false affirmations or in ways that impugn the character of God. For the Lord will not hold guiltless nor leave unpunished the one who takes his name in vain, disregarding its reverence and its power. So dit maak nie saak wie of wat jy is nie. Jy het geen reg om die naam van die Here ydelik te gebruik nie, want God is in die hemel en ek en jy is hier op die aarde en ons moet dit nie vergeet nie. Dit is hartseer om te sien die meeste films wat deesdae verskyn op die TV. Kyk jy 'n rukkie, dan gebruik hulle die naam van die Here ydelik. Ek het nou die dag saam met my kleinseun 'n kinderprogram gekyk met soos hulle noem cartoon karakters en dit was nie lank in hierdie storie nie, toe gebruik hulle die Here se naam ydelik en ons het dadelik afgeskakel, want as jy dit aanhou kyk, dan gee jy eintlik toestemming en jy stem daarmee saam. So ons as Christene moet ons daarvan distansieer oor die ydelike gebruik van die Here se naam. Ja, dan gaan ons oor laat die koninkryk kom. Enige koninkryk het 'n koning. Ons koning is die koning van alle konings en God is in beheer. Die koninkryk beteken maar net, dis God se manier van dinge doen. So ons moet aanpas, ons moet inval by sy manier van dinge doen. Enige koninkryk het wette, regulasies, soos ons in Suid-Afrika ook landswette het, so die koninkryk van God ook wette wat ons moet nakom, en as ons gehoorsaam is in hierdie wette, beloof God vir ons oral in sy skrif, in sy woord, dat ons die belofte sal ontvang. As ons lees Matteus 4:17, van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Die Joodse volk het hom verwerp. Hulle het verwag dat daar 'n ander koning sou kom. So ons moet 'n begeerte hê. Ons moet dit uitdruk in ons daaglikse lewe, dat ons God se heerskappy op aarde gaan handhaaf. Dat ons gehoorsaam is aan sy heerskappy en dat ons sy wette volkome sal uitvoer. Jesus sal terugkeer
en hy sal regeer. So ons moet elke dag ons inoefen om hierdie begeerte meer en meer te hê, om ons koning te gehoorsaam, om die koninkryk uit te brei, om die koninkryk uit te dra, om ons te onderwerp aan sy gesag, sy beheer. So, ja, kom ons dra sy koninkryk uit elke oomblik waar ons gaan. Yvonne? Ja, ons moet daar's twee verskillende koninkryke, dis die koninkryk van God, wat ons ook hier op die aarde moet vestig, en dan is daar negatief die koninkryk van die duisternis, waar soveel pyn en smart en sonde in is, want die Bybel sê tog vir ons dat mense moenie skatte hier op die aarde bymekaar maak waar ons mot en roes verniel nie. Daarom moet ons versigtig wees wat 'n koninkryk ons dan hand af. Waar is ons koninkryk? Waar sien jy jou koninkryk? Is jou koninkryk eendag in die hemel? Bou jy God se koninkryk op? Of is jy besig met jou eie koninkryk hier op aarde? Is jy besig met die duiwel se koninkryk? Waarmee is jy besig? Ek wil vir jou sê, dink 'n bietjie daaroor. Kom ons staan 'n bietjie stil en dink. Is ons besig om 'n koninkryk te bou rondom ons kinders dalk, rondom ons wederhelft, oor ons besittings, oor materialistiese dinge, of is ons besig om die koninkryk van God hier op aarde te bou? Kom ons konsentreer daarop, kom ons maak dit 'n gewoonte om die hemelse dinge te bedink en God se koninkryk hier op aarde te kan bou. Ja, as ons dink aan God se koninkryk, as ons dit vermeet elke dag, dan is dit liefde, vrede, God se wil, volkome eensgesindheid met hom, gehoorsaamheid, en dan weet ons is besig om God se koninkryk te bou. Dan kom ons by laat die wil geskied. Ons bid dit God se wil, so ons moet sterf van ons eie wil. Ons moet God se wil in alle areas van ons lewe eerste stel, in alles wat ons doen, hoe ons optree, hoe ons praat. Dit gaan oor God se wil. So ons moet elke dag ons eie self, ons eie wil kruisig. Dis nie altyd maklik nie, maar ons bid dit so, ons moet dit nakom. Ons moet God se wil altyd ons prioriteit 1 maak. Ons begeertes, ons eie wil begrawe en dan God se wil doen. God se wil soek as ons onseker is oor iets wat ons moet doen, as ons besluite moet neem, groot besluite. Kom ons bid dan dat God se wil sal geskied, dat ons sal optree in gevolge God se wil. En ons kan ons kinders ook so groot maak, dat hulle met alles, skool, alles wat hulle gaan doen, dat hulle God se wil sal soek. Ons dink ook aan die matrikulante wat klaar is, dat hulle ook God se wil sal soek in hulle beroep. Ons dink aan huweliksmaats, dat hulle ook God se wil moet bid vir 'n huweliksmaat, 'n man, 'n vrou, vir die regte keuses, want ons weet as ons God se wil soek, dan sal ons die regte keuses maak. Ja, ons soveel besluite wat ons daagliks neem, het so groot invloed op ons toekoms. Want dit wat ek en jy vandag verkeerd besluit, het definitief 'n negatiewe invloed op ons toekoms. Maar as ons God se wil soek en hy antwoord ons en hy sê partykeer vir ons wag 'n bietjie, of hy sê ja of hy sê nee, of wat ook al die antwoord mag wees, as ons God se wil in ons lewe toelaat, dan sal ons gespaar word van baie smart en verdriet. Want baie mense, ek het ook al dieselfde foute gemaak en ons moes van vooraf begin het. Want God sê, sy wil sal ons beskerm teen al die negatiewe dinge, teen die verkeerde weë. Baie keer lyk 'n ding vir ons so positief, so mooi, maar dit is nie te sê dit is God se wil nie. So God kan sien wat gebeur môre. Kom ons gehoorsaam hom wie en wat hy is. God se naam is tog bo elke naam. En as ons dit in sy naam vra, sal dit vir altyd bly staan. Ons lees in Psalm 138 vers 13. Your name, O Lord, endures forever. Your name and remembrance, O Lord, endures throughout all generations. Ja, as ons in die Afrikaans lees, Psalm 135:13, O Here, u naam is tot in ewigheid, u gedenknaam, Here van geslag tot geslag. So alles gaan hier oor God se koninkryk, God se wil in ons lewe.
Ons moet dit prioriteit 1 maak in elke dag, elke besluit. As ons in die oggend opstaan, moet dit ons gebed wees. Vader, laat U wil geskied vandag in hierdie dag. So kom ons gaan kyk 'n bietjie na ons gebedsversoeke vir hierdie week. Ons het gebedsversoeke ontvang, Pastoor Dion Allers, volkome genesing. Dan gaan ons ook bid vir reën in droog geteisterde gebiede in Suid-Afrika. Ons weet daar's baie dele van ons land wat droog is, waar daar die boere kry swaar. Kom ons bid ook vir skole, ons regering, vir Israel. En dan bid ons ook vir redding, verlossing, vir ons kerke, ons leraars. Ja, ek voel, jy weet, daar was soveel aanvalle, want die vyand daar buitekant weet, sy tyd is min op aarde. So hy fokus regtig op pastore en kerke, reg deur die nuus, sien ons gedurig deur kerke wat onder 'n aanval is, kerke wat afdwaal van die ware leer af, en is alles tekens van die eindtyd. So kom ons bid regtig vir ons kerke, kom ons bid vir ons pastore, ons leraars, dat die Here regtig met hulle praat, dat hulle boodskappe by die Here vind, dat hulle aan die voete van die Here bly, en dat hulle nie mense wil tevrede stel nie, maar God. Daar is soveel predikers wat gebukkend gaan oor broer kerkraad, suster die, as pastoor of leraar dan nie gaan doen soos wat ek sê nie, dan onttrek ek my 10de. Weet jy wat? Die Here voorsien. Die Here is in beheer van elke sent. So daarom sal ons nie twyfel of bang wees as iemand sê hulle wil hulle geld onttrek nie, want die Here is die voorsienaar. En ons gaan nie gedwing word om af te dwaal van dit wat reg is nie. Ons staan vir wat reg is. Heilige Gees geïnspireer. Daarom sien ons ook aanvalle op pastore se gesondheid. As ons nou kyk, Pastoor Dion Allers, wat gebukkend was onder aanvalle, sy sodiumvlakke wat laag was, in 'n motorongeluk was. Na die tyd het hy probleme gehad met diabetes 1, met cholesterol, met baie dinge. Sy skoonma is oorlede. En soos julle weet, het hulle ook die kinderhuis in Pietersburg. Al hierdie dinge was vir hulle vreeslike uitdagings. Kom ons bid in totaal vir sy bediening, vir hom en sy vrou se bediening, nie net vir hom nie, maar ook vir jou prediker en jou gebed. Ons bid vir ons pastorie, Pastoor Clemens Mans en Stefanie, vir hulle bediening. Ons kan nie ophou om te bid vir mekaar nie. Ons kan nie ophou bid vir beskerming nie. So kom ons sluit ons oë en dan bid ons vir al hierdie versoeke. Onse Vader wat in die hemel is, Here, is dit nie 'n voorreg om vanmôre voor U aangesig te kan kom en sê, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde nie. Ons bring vandag elke versoek voor U, het sy dit genesing. U het gehoor, Here, toe Tannie Ansie dit afgelees het, Here. Here, vir huwelike, vir redding, vir verlossing, vir voorsiening, finansiële voorsiening. Here, ons kom vanmôre en ons bring al hierdie versoeke voor U en ons vra dat U wil geskied. Dankie, Here, dat reg deur die woord het ons gesien dat wanneer mense kom en vra, as dit U wil is, genees my, dan het U elke keer gesê, dit is my wil. Here, U sê deur Jesus wonde is ons genees, is ons verlos, is ons gered. Daarom staan ons vanmôre op daardie woorde. Here, ons kom teen die werk van die vyand, ons bestraf sy werke, ons bind sy werke in die naam van Jesus. En ons spreek lewe oor elke persoon se liggaam. Ons spreek lewe oor elke persoon se finansies. Ons spreek lewe oor huwelike, oor gesinne, oor redding. Here, ons eer U dat ons al hierdie dinge van U kan vra in die naam van Jesus Christus. En ons dank U, Here, vir elke antwoord in Jesus naam. Amen. Vader, baie dankie. Dit is ook vir oggend kan bid vir ons skole, ons onderwysers, ons onderwyseresse, vir elke lid van die jeug daar buite. Ons bid dit ook vir oggend vir hulle, my Vader, dat U wil sal geskied in elke jong mens se lewe daar buite, dat hulle God se plan, God se doel, God se wil sal uitlewe vir hulle lewe. Ons bid ook vir TV-kanale, vir al die geestelike TV-kanale,
Daar's baie mense wat eensaam is, wat alleen is, wat in 'n hospitaalsbed vasgevang is in 'n ouerhuis, in 'n gevangenis, dat hierdie kanale werklik 'n geestelike betekenis sal hê vir elkeen daar buite, bemoediging, hoop, verlossing, redding, genesing. En ek dink ook ons kan die verlossingsgebed vir oggend doen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vir oggend kan kom pleit vir genade, vir vergifnis. Ons bely vir oggend met ons mond dat ons sondaars is en ons glo met ons hart dat Jesus aan die kruis gesterf het vir elkeen van ons, dat hy opgestaan is, dat ons naam in die boek van die lewe geskrywe is, dat ons die ewige lewe eendag sal beerwe. Dankie Vader dat ons nou kinders van God is en dankie dat ons die voorreg het om u kinders genoem te word. Vader, ons neem u aan as ons saligmaker, ons verlosser en ons pleit dit alles onder die bloed van Jesus in Jesus naam. Ons het 'n wonderlike getuienis ook van anoniem wat ons baie lank voor gebid het vir werk en hy het in hierdie week begin met sy werk. Ons dank die Here, al die eer en al die lof kom aan God toe. Amen. Ons tyd is ook nie altyd sy tyd nie, ons raak baie keer ongeduldig, maar hy het vasgestaan in die gebed, in die geloof, en ons dank u ons Vader dat u ook voorsien het in hierdie kind van u se behoefte. Baie dankie dat julle ingeskakel het, Yvonne. Ja, baie dankie aan elkeen. Onthou om saam met ons te bid vir hierdie versoeke. Onthou om julle versoeke vir ons aan te stuur. As julle toestemming gee dat ons dit op TV mag noem, begin asseblief julle boodskap met TV en noem julle gebed. As julle anoniem wil bly en net die versoek moet uitsaai, noem dit ook so asseblief. En asseblief, hou aan vir ons bid. Ons bid vir elke kyker by die huis, vir julle en julle gesinne. En ons spreek die vrede en die genade van ons Here Jesus oor elkeen van julle. Totsiens, tot 'n volgende keer. Dankie, totsiens almal.